Ek gaan vir ons net een versie uit Romeine lees. Romeine 12, julle ken hom. Teen die tyd moet julle hom al amper uit julle kop uit kan sê. Romeine 12 vers 1 tot 2. En dan sal ons deur die notas gaan. Ek sal vir die notas ook op die groepie stuur na die tyd. Paulus skryf, hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, ons pleit by U dat U ons sal help om in ons gemoed vernuwe te word deur U woord en gees, sodat ons kan beproef wat vir U welgevallig is, wat U volmaakte wil is vir ons lewe. Ook wanneer ons praat oor besluitneming, sodat die mening van die Gees gespreek mag word, sodat ons toegerus kan word en gehelp kan word om in alles wat ons doen, dit tot U eer te doen. Of ons sit of ons staan, of ons eet en of ons drink, dat alles tot U eer sal wees. Ons bid, Here, dat U ons nou sal lei. Ons bid ook vir hulle wat nie kan wees nie, weens omstandighede en hulle wat siek voel en ag Here, net uitgeput weens moeilike dinge wat druk, dat U hulle ook net sal ontmoet vir hulle is en dat U genade sal gee. En dankie dat U ons liefhet en dankie dat ons mekaar mag lief hê. Ons bid, Here, dat ons ook toeneem in dit en dat ons liefde ongefein sal wees en dat ons die goeie sal aanhang en sal jaag na broederliefde en sal streef daarna om die een die ander meer eer te betoon. Here, help ons nou in hierdie studie in Jesus se naam bid ons. Amen. Nou ja, die evangelie en besluitneming, elke besluit in 'n Christelike lewe, groot of klein, word uiteindelik op die ou einde word dit 'n toets van aanbidding, né? En ek dink nie ons besef dit altyd nie. Elke besluit wat jy neem, word 'n toets van aanbidding. Wie gaan jy eer? Wie gaan jy eer? Die klein besluit en die groot besluit. En ons dink baie maal aan besluitneming, ag, dis maar sommer net iets wat uit onsself uit soos asemhaling gebeur. Ons doen dit maar net. Maar ons moet besef, ons besluite is in wese aanbidding. Ons maak 'n besluit om iets te eer. Sê ja vir iets, sê nee vir iets anders. Sê ja, nee vir iets, sê ja vir iets anders, né? Okay, so in elke keuse vra God nie eerstens wat gaan jy doen nie, maar hy vra vir wie gaan jy leef? En sodra ons dit besef, dan raak die tema oor by ons besluitneming 'n baie groter tema as net hoe weet ek of A of B reg is of hoe onderskei ek tussen dit. Dan is dit nie net onderskeiding nie, maar dan is dit 'n wesenlike vraag vir die Christen. Hoe gaan ek in hierdie aanbid? Okay. En dit sit dit net op 'n totale ander vlak. Die wêreld roep, luister na jou hart. Tipies die gedagtes van ons tyd, nê, wat so beïnvloed is deur allerhande snaakse ideologieë, soos die Greco-Roman idee van die mense samestelling, nê, 'n trichotomie idee van siel, liggaam en gees en die hart is eintlik maar dit wat ons rig en lei in plaas van die woord van die Here. Maar okay, die skrif se antwoord is nee. Moenie vir jou hart luister nie, asseblief. Moenie vir jou hart luister nie. Inteendeel, dis 'n opdrag. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Jeremia 17 vers 9, hy vra die vraag, wie kan dit ken? Dawid bid in Psalm 39, Here, toets U my hart. Okay, en dis dieselfde met ons besluite. Dis nie in wese 'n vraag van, Here, kom wys my wat is die regte besluit nie. Maar dis eintlik 'n vraag om wys my wat ek kan bid. En dan kan ek weet wat om te doen, hè? En ons gaan nou 'n bietjie meer vleis aan sit. So besluitneming is 'n geestelike daad van gehoorsaamheid. Dis die vrug van 'n verstand wat vernuwe is deur die woord. En ek dink ons moet dit besef, as ons nie in die woord is, deurdrenk is met die woord nie, dan gaan ons besluitneming uiteindelik deurdrenk wees van iets anders. En jy gaan dit nie onmiddellik sien nie. Maar gee dit kans, soos 'n saadjie wat geplant word. En wag tot daai boompie vrug dra, en dan sien jy of die besluit uiteindelik gewortel is in die wil van God of nie. So is 'n hart wat beheer word deur die gees van God. En ons moet die vraag vir onsself vra, is ons regtig waar in ons harte gelei deur die gees wanneer ons besluite neem? Wat gaan aan in ons hart
as daar 'n besluit is wat ons moet neem? Is dit dadelik wat vir my die voordeligste, of is dit wat gaan die Here die meeste eer? En ek bely vir julle almal die geneigtheid van my hart, en ek dink nie ek se eie nie, is om eers te sê, maar hoe gaan ek uit dit voordeel trek? Jy weet, en dit is moeilik om eers te sê, maar wat van die Here? Die vraag is daarom nie net wat is reg nie, die vraag is wat eer Christus die meeste? Wat eer hom die meeste? Die doel van elke Christen is om in alles te kan sê, of ons eet of drink, of enigiets doen, ons doen alles tot eer van God, 1 Korintiërs 10 vers 31, né? Ok, so wat is die besluit wat geneem moet word? Skryf dit neer. En die rede hoekom ek dit sê, skryf dit neer as jy besluit wil neem is, ons hart is so bedrieglik, dat ons baie keer die besluit wat ons moet neem, net so 'n bietjie in die proses verander. Sodat dit nie moet lyk asof ons nou die verkeerde besluit neem nie, maar ons het klaar eintlik besluit wat ons wil hê. Gemaak. Finansies. Welvaart, voordeel, né? Alle goed. En dan is daar, maar dis die besluit, en dan tweak ons daai besluit se woorde en goed so, dat hy eintlik maar inpas as 'n ja. Dis goed doen dit. Okay, so skryf hom van die begin af neer, en jy moet hom nie verander nie, en gaan toets hom dan so aan die skrif. Okay. En daar's net die stappe, wat ons sal nou dit deurgaan. Wat is jou ware begeertes? Wat is die Bybelse riglyne oor dit? Wat is die Bybelse begronding? Wat is godvreesende vriende se raad? Bid oor die saak, het ek tyd hiervoor? Wat gaan dit om omstandighede verander? Wat dink hulle wat in gesagsposisies is in my lewe hiervan? En wat is my eie voorkeur, heel op die einde, hieroor? En dan hierso om die stappe nou toe te pas, né? En dis eintlik waar dit lekker raak. En julle moet my stop en saamgesels as julle vra het, en ek maak nie asof ek al die antwoorde het nie, so ek weet die Bybel het die antwoorde, maar praat saam, en as die Here jou wysheid gegee op in 'n spesifieke aspek, deel dit met ons. So eerstens toets jou hart. Wat is jou ware begeertes, né? Daar's die besluit, wat is jou ware begeertes, né? Jeremia 17 vers 9 sê ons moet pas op vir die hart. Psalm 39 sê ons moet die Here vra om ons harte te toets. 1 Korintiërs 6 vers 12 sê die volgende. Hy sê alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur alles laat oorheers nie. Okay, so vra jouself wat is jou begeerte, en wat jy moet onthou is, jou hart is die troonkamer van jou liefde. Dis waar jou aanbidding plaasvind, né? En dis hoekom ons die hart moet ondersoek, heel eers. Dis waar ons diepste begeerte sit. En dis ook waar afgode gereeld inkruip. Okay. Ons vra, dis nie net wat wil ek nie, maar waarom wil ek? Dis baie keer maak om te sê, wat wil ek? Maar waarom wil jy dit? En dis dieselfde. Dis gewoonlik ja, sodat ek kan voordeel word. Ja. Ek wil net dit noem, wat John Mack, weet as ons weet ons harte bedrieg. So hoe kan jy jou hart bietjie in toom hou? Jy kan nie jou hart in toom hou sonder die hulp van die Here nie. Ja. Maar jy kan dinge wat vir jou geoorloof is, soos roomys en chocolates, né? En dis wat John Mack gesê het. Hy het gesê hy loop rond en dan sê nee, gaan dit nie nou vat nie. Net om jou hart te kry. Ek sê luister, jy is nie baas nie. Jy is nie baas nie, en nie dat dit chocolate enige iets is. Maar as jy jouself so kry, wanneer as die plaas dan warm is, en jy is in 'n situasie, dan is jy bietjie meer gekry om te sê, hey, vergeet van jouself, wat gaan die Here verweerlik? As dit net niks doen nie, maar net, ja. Dit is 'n geestelike spier wat moet geoefen word, né? Jy kan omdraai en dan die Here blameer. Ja. Dis eintlik wat jy kan sê, maar dit nie, ja, om die Here blameer. Ja. Kan jy dit doen? Ons baie wat dit doen. Baie wat dit doen. Maar dit is verseker 'n geestelike spier, en een van die goed wat interessant is vir my is, as 'n ma 'n babietjie kry, dan moet sy vir baie goed nee sê. Want sy moet haarself opoffer. Ek wil slaap, nee, jou baba skree. Ek wil slaap, nee, jou baba het 'n doek. Ek wil slaap, nee, jy kan nie, kyk na jou kind. Jy weet, of ek wil dit gaan doen, nee, jy kan nie, jou hobbies is nou nie eerste prioriteit nie, jy het 'n kind. En so kan mens deur die goed gaan, en ons as manne word nie noodwendig op daai harde manier deur 'n klein skreeuende babietjie in heiligmaking ingedruk teen ons wil, en baie goed. Baie keer is dit makliker vir ons om chief in charge te wees. En daarom is dit goed om daai training te doen, hè. Baie keer nee te sê,
Nie omdat daar enigiets fout is met dit nie, maar net omdat jy jouself beperk en vir jouself sê, hierdie is nou goed, hierdie is nie goed nie. En vas is 'n baie goeie manier om jouself te train. Om nee te sê vir kos, want as jy vir dit kan nee sê, dan kan jy ook vir iets anders nee sê, en so oefen jy jouself, né? Maar dit begin by die hart, né? Want dis waar afgode inkruip, en Johannes Calvin het gesê, dis 'n afgodsfabriek. Voor jy jouself sien, is daar iets anders wat op die troon sit. So dit is belangrik om elke stap te oordink, is hierdie besluit 'n soeke na selfvervulling of Christus verheerliking? Nee? Wat is die begeerte van jou hart in dit? Wie wil jy verheerlik daardeur? Bring dit my nader aan gehoorsaamheid of gee dit my rede om ongehoorsaam te wees? Is dit nuttig of is dit net toelaatbaar? Want as dit net toelaatbaar is, dan hoef jy dit nie noodwendig te doen nie. As dit nuttig is, dan moet jy dit 10 doen. OK, maar jy moet daai vraag vra. Thomas Watson het gesê, 'n heilige begeerte is nie om te hê wat die wêreld het nie, maar om meer van God te hê. En gaan hierdie besluit my meer van God laat geniet? Of gaan dit my meer van die wêreld gee? OK. En Kan 'n mens sê dat alle sonde is afgode? ja, Andre, dit is reg nie. Sit dit selfs in sy stuur. Jy is besig met afgodery. Afgodery skrik my meer af as om te dink waar pas hierdie sonde nou. Of vir die Here, verheerlik iets Here ja of nee. Ja. En as jy dit eers hierdie sif van afgodery begooi het, dan is jy wakker. Ja. Die Bybel sê as jy een gebod oortree het, het jy almal oortree. En een van die gebooie is, jy mag nie afgode dien nie, so as ek steel, dan is dit afgodediens. En die 10 gebooie is, enigiets wat oortree is sonde. So is alle sonde afgodediens? Ja. Alle sonde is diefstal ook. Okay. Ja, maar broer, vir my, as ek dink aan afgode, die ander genre is besig met idolatry. Ja. Hy is nie, Ja. Daai sin het nou so halfpad gestop en nou gewag vir die volgende wysheid. Kyk, ja, so dis 'n sekere saak van aanbidding, né? En dis wat dit moeilik maak. As dit nie 'n saak van aanbidding was nie, sou dit nie hierdie geestelike oorlogvoering gewees het nie. As dit net 'n ding was van kies tussen A en B en is neutraliteit, dan is dit maklik, maar daar's geen besluit wat neutraal is nie. Dit gaan oor aanbidding. So ons neem met ander besluite nie om ons wêreld uit te brei nie, maar om ons aanbidding te verdiep. Ja. Dis nie neutraal nie. Geen besluit wat jy neem het uiteindelik nie 'n effek op jou aanbidding nie. Elke besluit wat jy neem, gaan jou of help om God meer te aanbid, of dit gaan jou uiteindelik wegvat van jou aanbidding vir God na selfaanbidding of iets anders. Dis nooit neutraal. Ja, ons default is al so dat ons verkeerd kies. Dit wat bestaan in my 12 sê dat jy dit is 'n werkwoord, dit gaan jy elke keer iets kos, want jou default aan elke keer selfsugtig is en ons sê ek het 48 jaar sonder vinding in myself. Net so normaal. Dit is elke nuwe besluit aan verf dat jy dit spasie moet gee om aksie oor te dink van Ja. hoe ek nou bestuur, wat ek op die TV kyk. Ja. Wat ek optel om te lees, wat ook al dit is. Elke ding gaan wees en my default was ook altyd nie myself en icing. Nie Christus as jy. Ja. Dit was 'n amper reset. Ja. En daai reset gee die Here vir ons deur wedergeboorte. En dan die inwonende gees. Maar dis nie 'n reset wat uiteindelik die oorblywing van sonde, jy weet, wat jou spiere geoefen het vir soveel jare net wegvat nie. Dis nou 'n stryd. Daai Romeine 7 ding, wil jy goeie doen maar ek sukkel. Okay. Ek dink nou daai seek if there is some make it by me. Ek sê seek cause there is. Seek if there is. Ja. Ja. Ja, Here soek asseblief. Ek weet is daar, kry dit net. Here is Psalm 139. Deur grond my. So dan die tweede ding, en ek sal nou net sê hoekom ek begin het met die hart, nee, want baie sê nee, begin met die skrif. Begin met die hart, julle sal nou net sien. En dan gaan jy skrif toe. En dan vra jy, wat sê die skrif oor hierdie situasie? 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Julle ken dit dat julle kop uit
die skrif is, geïnspireer deur God, is nuttig tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Volkome toegerus vir elke goeie werk, né? Okay, so die skrif is genoeg om ook ons te help met besluitneming. Of ons dit nou wil erken of nie. Efesiërs 5, Psalm 119, daar's 'n paar tekste. 1 Tessalonisense 4 vers 3 en 5 vers 16 tot 18. So die Bybel is nie 'n handleiding vir elke moontlike scenario nie, maar dit is absoluut voldoende om die gelowige toe te rus vir elke goeie werk. Ook in die besluitnemingsaspekte, né? God se wil hê nooit in teenstelling met sy woord nie. Die Gees lei nooit waar die woord nie loop nie, het John Owen gesê. Okay. So hier is iets om te oordink. Is daar 'n duidelike gebod of verbod op hierdie saak? Dan weet jy mos onmiddellik, ek kan dit nie doen nie, né? Soos steel of egbreek of wat ook al van die gebooie ons direk sê, dit mag nie. Is daar 'n skrifbeginsel wat ek dalk kan toepas, selfs indirek? Soos byvoorbeeld, jy mag die bokkie nie in sy ma se melk kook nie, sê Levitikus vir ons. En wat die Here daardeur lê is 'n beginsel. Dit wat bedoel is vir lewe mag nie gebruik word vir dood. So is die ding wat ek nou doen, gaan dit lewe gee, want God het ons geroep uiteindelik om die lewe van Christus verander te vertel van en om woorde te gee wat, soos Efesiërs 4 sê, tot stigting is, wat nie verrot en uiteindelik lei tot die dood nie, maar wat opbou en genade gee aan die wat dit hoor. So is die besluite wat ek neem, iets wat uiteindelik dit wat goed moet wees, gaan gebruik vir iets wat kwaad gaan wees en ander te na gaan kom. Kan ek hierdie besluit neem met 'n skoon gewete in die lig van die Bybel? Want ons kan nie mekaar se gewetens bind en goed nie. Ons moet elkeen volgens geloof en oortuiging handel, anders is dit ook sonde, né? Maar ons moet seker maak ons geloof en ons oortuigings en ons gewete word deur die skrif ingelig. Anders gaan ons in 'n geval weer terug na die hart toe, wat gewoonlik maar die hart van die probleem is. So die woord is nie 'n raaiselboek vir die toekoms nie, maar dit is 'n speelboek vir die hart. En dit gaan vir jou hart wys. So ondersoek jou hart. Jy gaan baie gou sien, daar's dinge wat nie reg is nie, gaan skrif toe en dan gaan vra jy, maar hoe moet ek hierdie goed hanteer? En kyk of daar direkte beginsels is, né? En dit hoef nie noodwendig 'n direkte beginsel te wees. Dit kan iets wees wat by wyse van toepassing jou kan help, né? Soos daai wat ek nou genoem het van die bokkie wat nie in die ma se melk gekook mag word. En dan vra jy, wat is ander Bybelse beginsels hiervoor, né? Teologiese begronding. In die positiewe sin daarvan, nie word dit verbied nie, word dit aanbeveel. Want jy wil nie handel op grond van stilte in die Bybel nie. Die Bybel sê nie iets oor dit nie, so ek mag dit maar doen. Nee, jy wil op beveel handel, né? Want jy is nie jou eie Here nie. Jy is onder gesag en jy moet uiteindelik doen wat die aanvoerder vir jou sê om te doen. Want 'n soldaat in die oorlog wat besluit, wel, die generaal het nie gesê ek mag nie die handgranaat gooi nie. So gooi hom en dan weet die vyand waar is jy. Hy mag net op bevele handel. En ons noem dit die regulêre beginsel wat ons aanbidding moet reguleer. En baie mense sal sê, ja, maar dis mos nou 'n besluitneming, dis nie aanbidding nie. Dis hoekom ek met die hart begin het. Dit is aanbidding. Jou besluitneming is aanbidding. So jy moet op grond van bevele handel. Okay. En daar's eintlik baie meer bevele en toepassings as wat ons baie keer dink. As mens regtig die skrif gaan ondersoek. So 1 Johannes 3 vers 6 en 7, ek gaan dit net vir julle lees. Ek weet jy hoekom ek altyd dadelik na Johannes toe gaan nie. 1 Johannes 3 vers 6 en 7, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, vers 6 ook, elkeen wat in hom bly sondig nie, elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Kolossense 3 vers 17, ek lees dit net vir julle. Hy sê, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En dan Romeine 14 vers 23. Hy sê, maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeeld, omdat dit nie uit geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Okay. Daar is ons net 'n paar beginsels. Selfs wanneer die skrif nie spesifiek praat oor 'n situasie nie, lê daar beginsels wat die hele lewe regeer. Die liefde tot God en die liefde tot die naaste.
Okay, so uit alles wat ons doen moet ons onthou. Dit gaan iets wys van of ek is lief vir God in gehoorsaamheid of ek is lief vir myself in gehoorsaam dit. En daar's 'n beginsel agter dit. So gaan hierdie God eer en gaan dit ook ten goeie van my naaste wees. Want dis mos die opsomming van die wet, liefde tot God, liefde tot jou naaste. Gewoonlik kan ons baie keer selfs antwoord, ja, dit sal God verheerlik. Maar ons lieg eintlik, want ons weet direk gaan dit ons naaste benadeel. En dan is dit mos nie meer God verheerlikend nie. So ons moet eerlik wees oor dit, nee, Matteus 22:37 sê, hier is die 2 gebooie en dan dit hang die hele wet en die profete. So sou Christus dit doen? Dis die vraag, né? En dis nie net 'n morele vraag nie, dis 'n teologiese toets van identiteit. Ek is in Christus, hoe leef iemand wat in hom is? Okay, want jy is mos nie iemand wat in jouself behoort nie, jy is mos in hom. So weerspieël iets van jou besluite, iets wat hy sou gedoen het. En ons gaan nog praktiese raak, maar hier is 'n oordenking, né? Getuig hierdie besluit dat ek my lewe sien as ek is gekoop met 'n prys. Ek is gekoop. Sorry, maar ek wil weer moet dit altyd ja wees op altyd. Ek dink nou as iemand jou vra om iets om eties te doen, en jy sê nee, wat ek aan Christus nie behaag het, hy gaan offended voel, of weet hy nog nie dat dit tot sy bes is. Ja. Maar ek sê ook bedoel, iemand wat Maar dis tot sy voordeel. Ja, eventueel is dit tot sy voordeel. So ongeag hoe hy voel, dis tot sy voordeel. Ja. Ja, so dit is liefde vir jou naaste, as al voel hy offended, want jy eer God daardeur, en wat hy van jou verwag het, is teen die wet van die Here, so jy het hom lief, want eintlik beskerm jy hom deur nie iets te doen wat later vir hom probleme gaan veroorsaak nie. So ja, dis weer waar die hart inkom, né? Sy hart is ook nie die maatstaf hoe hy gaan voel nie. Daai twee is in 'n huwelik met mekaar, en hulle kan nie geskei word nie. So ja, dis altyd 'n ja op al twee. Die grootste probleem is presies daai wat ons mee sit. Ons voel so maklik dat dit ons benadeel. Ons weet ja, dit gaan God eer, maar ons voel so maklik dit benadeel ons. En eintlik al wat ons bely, kliphard vir onsself, is ek soek nie die wil van God nie. Okay. So, kan ek hierdie keuse neem en sê, Christus leef in my? Wys dit ek is gekoop met 'n prys? Jy weet, ons besluite moet iets reflekteer van die waarheid dat ons aan 'n ander behoort. Soos 'n vrou wat eers met haar man gaan praat voor sy besluit neem oor iets wat sy wil doen, of vice versa, né? Daar's mos kommunikasie, daar is wederwysige, wat is jou opinie oor dit, wat dink jy daaroor, want ons erken, die Here het vir ons hulp gegee, en die Here het ook vir ons 'n man gegee as hoof van die huis, en ons besluit saam oor hierdie goed, maar wys dit dat jy aan 'n ander behoort. So as jy as 'n vrou byvoorbeeld 'n keuse wil neem, en sê, maar ek het met my baas gepraat, maar jou man is solidly teen dit, dan eer jy God nie. En as jy as 'n man 'n besluit wil neem, en jou vrou is solidly teen dit, op grond van Bybelse beginsels, en jy neem self besluit, dan sondig jy. Okay. En ons moet dit onthou, dit is 'n samewerkende ding, daar mag nie iets tussen daai huwelik ingedruk word nie. En iets van ons besluite moet wys dat ons in 'n verbond met Christus is. Dat ons hom geraadpleeg het as ons hoofraadgewer in dit. So as mense vir vra, hoekom doen jy dit nie? Want ek het met Christus uiteindelik oor hierdie ding geworstel, en ek het met hom gepraat oor dit, en het gebid, en uit in sy woord vir my gewys, ja of nee. Okay. So op die ouene raak besluitneming bietjie langer as wat ons wil hê dit moet wees. En dis wat uiteindelik ons pootjie in die proses. Ons leef in 'n wêreld waar alles so moet gebeur. Okay. En ons het ingekoop ook in dit, né? Alles moet gejaag wees. As die ding net 'n bietjie hak, dan moet jy ook reageer en nou nie so vinnig nie. Okay. So deurdrink is ons van, ja, alles moet dadelik gebeur. So raadpleeg vierdens Godvreesende raadgewers. Wat sê die Bybel? Wat sê Bybelsdenkende gelowiges oor dit, né? Daar's 'n paar teksverse, maar Spreuke 15 vers 22 sê die veelheid van raadgewers is oorwinning. En ons haat hierdie punt. Ons hou niks van hierdie punt nie. Want baie keer weet ons nog voordat ons na iemand toe gegaan het, hulle gaan sê dis nie 'n goeie plan nie. Okay. God gebruik wyse broers en susters as instrumente vir leiding. Wat deur die skrif deurdrink is en ons help met hierdie goed, né? God praat dikwels deur die lippe van vriende wat vrees vir hom het en sy woord goed ken. Okay. Kyk, die een wat homself isoleer of afskei, soek sy eie begeerte. Spreuke 18 vers 1, en dan sê hy, en hy bestry alles wat werklik of waarlik tot stigting dien. Okay.
So, as jy nie raadgewers wil gaan pleeg, raadgewers uiteindelik wil gaan raadpleeg nie, moet jy klaar weet, daar's foute in jou hart. Nee, want, ook al wil jy nie raadpleeg nie, as jy bang hulle sê vir jou, jy is verkeerd. Want as jy mos nou bang is, jy is verkeerd, dan is jy mos nie oortuig nie, dan is mos nie geloof nie. Okay, so, kryf vir jou Bybelse raadgewers, wat jy uiteindelik raadpleeg oor die goed. Eerste natuurlik in die huwelik, jou man, of as jy, die man is jou vrou, hulle is jou eerste raadgewer, en dan uiteindelik die goed wat verder gaan. So oordink, wie in my lewe is geestelik volwasse genoeg om eerlik te wees met my? Wie weet jy gaan 10-1 met jou verskil en jou dieper laat dink? Weet julle na wie toe gaan ons eerste? Hulle wat vir ons gaan sê, ja, dis 'n smart plan. Waar het jy hierdie idees gekry? Ek bedoel, ja. Dis na die mense toe wat ons nog gaan. ChatGPT. Ek gee baie oulike raad. Kyk, hy sê vir jou presies wat jy wil hoor. Is it a good idea to jump from a building? Yes, as long as. Is ek bereid om hulle raad te hoor? Selfs al verskil dit met my begeertes. Okay, en ek weet, hier's waar die tak irriteer tref baie maal, né? Jy gaan na 'n vriend toe, eintlik in jou hart is jy nie oortuig van wat jy wil doen nie, maar jy wil eintlik nie na hom toe gaan nie, want jy weet, hierdie ou is wys, en hy ken die woord, en hy gaan vir jou 'n paar vrae vra, en dan gaan jy weet. Okay, as dit die geval is, moet jy weet, jy moet nie besluit neem nie. Okay, totdat jy dit uit geloof kan doen. So, bid vir leiding, en onthou hierdie hele proses is onder die leiding van die Gees. Ons noem dit dalk nou nie eksplisiet nie, dis die drink van gebed, maar gaan bid vir daai leiding, hè? Het jy God se gesig gesoek vir dit? In Psalm 32 vers 8 tot 10, dan bely Dawid hoe hy God raadpleeg vir die besluite wat hy neem. Jakobus 1 vers 5 en 6 sê, moenie sê ons sal na hierdie stad en die stad toe gaan en 'n jaar daar deurbring en geld maak en dit of dat doen nie. Plaas dat julle wat eers weet wat môre gaan gebeur, die plaas dat julle sê, as God wil, dan sal ons. So raadpleeg God eerste, né? Filippense 4 vers 6 en 7 praat ook van daai selfde gedagte, né? Gebed is nie die laaste stap nie, dis die asemhaling van elke stap. Elke stap. Ek gaan met my vriend gaan praat en ek gaan saam met hom bid. Ek gaan my hart ondersoek in gebed. Ek gaan die skrif raadpleeg in gebed. Okay, die hele proses moet deurdrenk wees daarvan, want oor die algemeen, ek weet nie, ek kan seker maar sê ek beloof julle, maar op die algemeen neem jy beter besluit op jou knieë as op jou voete. Okay, wanneer jy nie so flink dink nie, maar wanneer jy uiteindelik besef, ek moet dat die Here uiteindelik vir my wys wat reg en verkeerd is. So, sien die laaste stap nie, is deel van elke stap. Ons bid nie om God te oortuig nie, maar om onsself te onderwerp. Partykeer in gebed, dan doen ons 'n sales pitch. Ons die Here wil oortuig van wat ons nou eintlik wil doen, asof hy nie eintlik weet wat aangaan nie. Gebed is die sleutel tot die oggend en die gordel tot die aand, het John Bunyan gesê. En dit sluit ook dan hierdie hele proses in. Dit is iets om te oordink, het ek vir wysheid gebid met geloof, nie met twyfel nie? Wys my gebed dat ek afhanklik is en nie selfgenoegsaam nie? Dan ouens sê gebed is die siel se erkenning dat sy eie lig donkerte is sonder God. Okay, so is dit hoe jy voel oor jou eie besluitnemingsvermoë? Dit is 'n vraag om te vra, né? Dink jy op hierdie oomblik in jou lewe, jy is goed met besluite neem? As jy so voel, dis 'n rooi vlag. Dis 'n rooi vlag. Maar as jy op die punt in jou lewe voel, ja, ek sukkel met besluite. Ek het regtig hulp nodig. Ek soek wysheid, ek soek raad, dan is jy op 'n baie beter plek as om te sê, hey, ek kan jou help. Kom kyk hoe doen ek dit. Okay. En dis hoekom ons na die skrifte moet gaan. Dat die Here ons kan help met dit. En dan oorweeg jou tyd, jou kapasiteit en jou roeping. In Korintiërs 10 vers 23 sê, ons mag nie roem buite die sweer van invloed wat die Here vir ons gegee het nie. Mag nie. Dis sonde om te roem buite daai sweer, né? Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Hy sê daarso: Pas dan op dat julle nou geset wandel, nie as onwyses nie, maar as wyses, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En ons weet 1 Tessalonisense 4 sê die wil van die Here is ons heilig maak. En dan iets wat dit sê. Maar nie alles is toelaatbaar. Wat toelaatbaar is opbouend nie. Moet dit onthou.
Nie alles wat toelaatbaar is opbouend. Jy kan roomys eet, maar dis nie noodwendig vir daai situasie opbouend nie. Okay. En jy kan baie dinge doen, maar jy moet jouself die vraag vra, na wie toe gaan dit wys as 'n pyl van ek kan bid dit. Wys na my hart, my begeertes, my vlees, my gemak, of gaan dit wys na ek kan bid God. En een van die goeders is baie eenvoudig, nee. Gewoonlik wys dit na ons eie selfsug. Ons hou daarvan om keuses te maak wat draai om wat vir my lekker gaan wees. Wysheid vra, is dit die beste gebruik van my tyd, gawes en energie? Nie kan ek dit doen nie, maar is dit werklik die beste gebruik? Die H.I. Carson sê, wysheid is nie om tussen reg en verkeerd te kies nie, maar tussen goed en beter. Okay. Oordink, sal hierdie besluit my roeping versterk of belemmer? Lei dit my na meer diensbaarheid of meer selfgerigtheid? Gaan hierdie besluite die Here oopmaak vir ander om te sien ek is 'n diensknegt van die Here? Of gaan dit deure oopmaak vir ander om my te prys en my te eer en my op 'n pedestal te plaas en net daarso moet ons baie versigtig raak, né? En daai moet eintlik in bold wees. Ek weet nie hoekom hy nie is nie, maar anyway. So toets die gevolge. Hoe sal dit my omstandighede en hart verander? 1 Korintiërs 6 vers 12 sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. En daar's 'n baie ferm onderneming, né? Ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Efesiërs 5 vers 13 sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Filippense 1 vers 10 sê, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Nou gaan hierdie besluite uiteindelik dit bewerk, né? Elke besluit het 'n vormende effek. Wat ek kies, vorm wie ek word. En hoe gaan hierdie besluit my vorm? Okay. En ek weet deur hierdie hele ding gaan ons maar terug na Here, ondersoek my hart, help my om te sien wie ek werklik is. Sondefoute begin met klein besluite wat die siel aan onverskilligheid verkoop. John Flavel het dit gesê. Ek het een keer 'n boek gelees wat baie daaraan raak en wat hy gesê het is, gewoonlik as jy kies vir wat ek nou wil doen, is dit gewoonlik die verkeerde keuse. Maar as jy kies vir die effek wat dit gaan hê, dan is dit gewoonlik die regte keuse. Ja. En mens moet eintlik alles so sien, as jy 'n chokkie gaan vat, dis wat ek nou wil doen. Maar jy moet eintlik kies, jy moet altyd vra, wat is die gevolge wat ek kies? Want elke ding het positiewe of negatiewe gevolge. Ja. En dit is hoekom mense gym toe gaan, nie omdat dit lekker is om swaar gewigte rond te gooi, maar dit gekies vir die effek van wat dit gaan gee. Ja. En dit kan op die ouend ook dit makliker maak om moeilike goed te doen, want as jy kyk na wat gaan die effek is, dit is 'n keuse. Ja. En dit is gewoonlik die moeilike ding dat dis harder om te kies vir die effek as vir wat nou verlustigend is. En baie keer is daar goed wat jy werklik die verlustiging nou kan kies, maar oor die algemeen is dit die moeilike deel van dit. Goeie besluite is gewoonlik harde besluite. Ja, jy moet baie die ons maak. Ja. Wat daar ons lewe met wat nou die daar van dit ons maar raak verkeerd was. Johan het vir my 20 jaar terug gewerk. Dit die eerste wat my gebeur het. Kweke gedagte, kweke daad, kweke gewoonte, kweke karakter. Ja. En daai is so Is ek slim toe gewees. So die beste wat jy kan word is soos Johan as jy Dis die som totaal van al die besluite. Die lewe is die werklikheid. Maar daai werklikheid hou nie rekenskap vir die genade van God nie. God. Ja. Dis goed jy weet karakters en gewoontes. Dis nie meer die som totaal van ja, maar jy het nog resultate van die verkeerde besluite. That's the kicker. Ja. I don't like that kicker. Ja. Maar ja. ek sit in dit pas goddelike wysheid in hierdie want
Kom ons sê jy sit op 'n crossroad by twee besluite. Altyd basically dieselfde besluit. Gebid daaroor, raad gepleeg. God gaan jy nog steeds sien, maak asof wat se kant jy kies op dit. By ons heel laaste punt, kom ons by dit. Okay, sorry, ek wil nie voordat Ja. Want dan sit jy met vryheid om either te kies. Ja. So ons sal by die heel laaste punt handel onder dit. Soos jy deur al die stappe gegaan het Ja. en jy kom by daai ding uit van ek kan eintlik enigiets doen. Ja. Dan gaan ons nou antwoord wat jy dan kan doen. Ek's 'n missionary, gaan ek op hierdie kant op gaan ek daai kant. Dis aan die laaste wat Ja. want jy gaan nie so die Here is Ja. sorry, maar Nee, ek wil daai voorbeeld Ja. want vir my is dit 'n keuse as al twee dinge dieselfde is. Ek wil 'n grappie maak. Ja, dit is 'n keuse nog steeds want jy is reeds in iets besig met iets anders. So jy moet nog steeds 'n keuse uitoefen van waantoe vorentoe. Maar dis dalk 'n keuse net van links of regs, maar albei links en regs is nie noodwendig teen die Here se wil nie. So nou is die vraag links of regs. En wat doen jy dan? So jy sit met twee goeie keuses en jy kan enige een kies. Ons sal nou om antwoord. Ja. Kom Johan? Ja, ek kan cancel my grappie. En cancel ons se grapie, okay. Wonderlik. So gaan hierdie keuse my meer vrymaak om God te dien of my bind aan wêreldse dinge? En dis 'n belangrike vraag om te vra, né? Bou dit liefde, vrede, reinheid en selfbeheersing of die teenoorgestelde? En julle moet daai oordink, moet julle regtig gaan oordink asof julle dit aanstuur, né? Gaan die keuse wat jy nou uitoefen, gaan dit uiteindelik jou vryer maak om God te dien of gaan dit jou bind aan wêreldse dinge? Gaan dit jou help om jou liefde uit te bou, jou vrede te ervaar, jou reinheid na te jaag? Gaan dit iets wys van selfbeheersing of die teenoorgestelde? En ons moet regtig eerlik wees met dit. So, agstens erken gesag. Wat dink die wat God oor my gestel het? En dit impliseer in elk geval dat jy deel moet wees van 'n liggaam en dat jy deel moet wees van 'n gesonde kerk waar die Here vir jou vriende gee wat skriftuurlik uiteindelik aan inspraak lewer. En ja, wat sê die wat in gesag is oor jou lewe? 1 Tessalonisense 5 vers 12 en 13. Net gou dit kry. 1 Tessalonisense 5 vers 12 en 13. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk, hou vrede onder mekaar. Efesiërs 6, 1 Petrus 3 vers 7, Hebreërs 13 vers 17 praat ook van om die leierskap of die voorgangers te eer. In ons besluitneming eer ons die gesag wat God bo ons gesit het, in die sin van om net erkenning te gee aan dat hulle jou besluite gaan gevolg in jou lewe het en hulle het ook uiteindelik 'n inspraak in waartoe jou lewe gaan, hè. Okay. En ek weet hierdie punt hou bitter min mense van. Okay. En ek sê nie as jy nie van die punt hou dat jy nie 'n gelowige is nie, maar bitter min mense hou van daai punt, hè. Ek ook nie. Onderwerp aan die gesag is nie 'n teken van swakheid nie, maar van geestelike volwassenheid. Ware vryheid word altyd gevind waar ons binne orde leef. Regtig altyd. 'n Vis is net vry in water. Net vry. 'n Trein is net vry op die spoor. Ons is net vry binne in die gesagsraamwerk waar God ons geplaas het. As buite dit beweeg, dan is ons in elk geval besig om te oortree. Dan is dit nie 'n besluit wat ons moet neem nie. So dink hierdie, het ek eerbied vir die stemme wat God oor my geplaas het? Ouers, ouderlinge, mentors. En ons kan baie by dit sit, maar daar is sommer net 3 vir 'n voorbeeld. Het ek eerbied vir hulle inspraak? Okay. Nou ek sê nie, jy moet hulle bel as jy in die ry staan, in die drive-thru by KFC. Haai, ek wil nou 'n roomys koop, mag ek? Julle weet waarvan ek praat, né? Ja. Neem 'n besluit daarom dit nie te doen nie. En maar ja. Dit gaan oor 'n hele deurdrenking van afhanklikheid, né? In die besluite goed wat ons neem. As ek weet die besluite wat ek neem gaan 'n gevolg hê, nie net op my nie, maar ook op ander. Okay. Raadpleeg. Besluit het altyd gevolg op almal gemaak. En jy dis ja. So dit nie. Ek dink dit gaan net op jou. Almal word altyd daar. Ja.
Nee, verseker. So eintlik al wat hierdie hele besluitnemingsproses doen is, dit kap regtig elke arm van ek sal op my eie af. En dis 'n goeie plek om te wees. En dit lê jou eintlik letterlik so as 'n lyfie in die hande van die Here om te sê, ek het nie arms en bene om te gaan waar ek wil nie. Stuur my. Nee, sit my op die plek waar ek moet wees, laat ek daar in vryheid kan leef. Okay, en daar gee die Here dan vir jou werklik arms en bene om die vryheid te kan geniet. Maar jy sal nie die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan ervaar buite sy wil nie. Sal nie. Hy sal met jou werk. So kan ek hierdie besluit neem met hulle seun of moet ek dit verberg? Steek ek dit weg? Okay. Ek ken regtig waar my eie hart. En baie keer steek jy besluite weg. Nee? Ek gaan nie praat met die wat ek 'n commitment teenoor gemaak en gesê het, as ek groot besluite neem in die toekoms gaan ek met julle praat. Ek gaan nie met hulle praat nie want ek weet hulle gaan teen hierdie ding wees, nê? Of baie keer gaan hulle nie teen dit wees nie, maar ek is net nie op die oomblik lus dat hulle deel van my lewe moet wees nie. Wie's hulle? Okay, en daar sit jy in elk geval dan 'n bietjie 'n ander probleem, nê? So maak die besluit met 'n heilige voorkeur. Psalm 37 vers 4. Ek wil net vir julle lees. Psalm 37 vers 4 sê, ek lees van vers 3 af, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in die Here, né? Filippense 2 vers 13. Hy sê, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Okay. So maak 'n besluit met 'n heilige voorkeur. Ek wil God in dit kan geniet. Ek wil in hierdie besluit wat ek neem, die vrede van God, die seën van God, my verlustiging in hom as my skat uiteindelik kan beleef. En as dit my gaan roof daarvan, wil ek dit nie hê nie. So ek het net, dink ek het dit al later gesê, dan nou sien wanneer, ja. Sorry, daai gedeelte wat sy begeertes van jou hart, né? Baie interessant. Ek van John McJohn. Ek sê jy moet hierom dat dis nie jou begeertes wat gesien nie, dis sy begeertes wat in jou hart was. Ja. So die begeertes van jou hart verander. Met jou hart. Maar dit Psalm 34. Die eerste keer wat enige ou daai lees, dink ek. Yes. Ja, nou is om Nee, dit is lekker hier. Hierdie ek kan met hierdie gospel saamleef en dan ek dit vir my is. Ja, soos jy sê. Wat het jy doen? Is dit nie oor Matteus 16? Ja, so hulle is die koninkryk. Al die ander dinge sal bykom. Jy dink hoe al die ander dinge is wat jy nou wil hê. Ek leer die lys Dis seker. Ja, as daai begeertes, soos Paulus sê van Jesus, om gelykvormig te word aan ook om deel te aan sy suffering. Begeerte word. Well, Peter said that back in the day, they counted themselves worthy to be to suffer for the name's sake. So it moes 'n begeerte gehad. Ja, dis die radikale deel van Christendom. Onthou, dis nie divine osmosis waar jy omdat jy in 'n goeie omgewing is deur 'n of ander magiese osmosies proses 'n nuwe begeerte kry nie. Dis 'n goddelike ding waar jy gewederbaar word. Jy word letterlik 'n nuwe mens. Dit is net 'n nuwe mens wat kan sê, ek wil ly vir die naam van Christus as hy my daarvoor roep. En partykeer in ons konteks is dit nie noodwendig dat ek moet ly soos Paulus hulle om fisies geslaan te word nie. Maar dalk is die leiding wat die Here jou voorroep in jou konteks is om jouself prys te gee. Okay, maar jy ly nog steeds dan vir sy naam. En baie keer besef ons dit nie. So om jouself te kruisig is om te ly vir sy naam. So wie van ons begeer om die Here te verheerlik? Ons almal. So begeer ons lyding? Indirek ja. Ek wil myself neerlê. Okay, so dis bietjie dieper as net fisiese lyding. Ek hoop dit maak sin. So wanneer ek deur hierdie proses gegaan het, hierdie goed, en ek het regtig die vraag eerlik geantwoord, dan bring dit ons harte in lyn met God se wil, né? En as jy teen die tyd vind jou hart is nie in lyn nie, moenie die besluit neem. Wag, ek gaan weer van voor af repeat. En dan kan jy sê, as jy op hierdie punt gekom het en jy sien, okay,
hier's die keuse wat ek mag en kan en wat goed sal wees. Here, laat U wil geskied. En jy kan vrede hê oor die besluit wat jy gaan neem, né? En wanneer die hart in God verheug, sal selfs sy begeertes heilig wees, het Jonathan Edwards gesê, né? As jou hart in God verheug, sal selfs jou begeertes heilig raak. Okay, so die finale toetsvraag, sal my besluit die woord van die Here kosbaar laat lyk? Okay, kom ek lees gou vir julle 2 Korintiërs 3. Hierdie was vir my baie spesiaal. 2 Korintiërs 3 vers 2. Hy sê, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Julle is ons brief, geskryf in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Paulus skryf vir die gemeente, hy sê, as die mense na julle kyk, is julle brief wat gelees word. En iets van hoe julle leef en wat julle doen, getuig van God en sy woord en die kosbaarheid van sy seun se offer. So, sal my besluite die woord, Jesus Christus en die kosbaarheid van die skrif as algenoegsame bron vir inligting en vir ons lewe, sal dit kosbaar laat lyk. Dat ander na jou kyk en sê, hoe hy besluite neem en die gevolge daarvan, ek begeer dit. En waar kry jy daai wysheid? In die woord. En die woord word as 'n kosbare bron en skat uiteindelik verhef. As my keuse die eer van Christus vergroot, die woord van God verhef, en die werk van die Gees bevorder, dan is ek op die pad van wysheid. En as dit nie dit doen nie, dan is ek nie op die pad van wysheid. Hier is 'n paar besprekingsvrae. Ek wonder net, ek het iewers dit ingesit. Ek is heel aan die einde. Okay. Net voor ons na die besprekingsvrae toe gaan, ek sal vir julle dit aanstuur, dis in die kort opsomming. As jy dan op hierdie punt kom, en jy 2 goeie keuses waar tussen jy kan kies, né? Altyd sal die Here verheerlik. Wat sien kies jy? Die een wat jy die meeste begeer. Okay. En jy kan mos, want dit gaan altyd God verheerlik. En ek weet van iemand wat ook 'n missionary, hulle moes kies tussen Japan of 'n plek in Asië. Maar altyd sal God verheerlik. Hulle is in die vermoë vir albei en hulle het letterlik die vraag gevra, wat se land is vir hulle die mooiste? En hulle het gekies om Japan toe te gaan. Okay. Maar altyd sal God ewe verheerlik het. Wie van julle ken vir Wayne Mack? Okay, Wayne Mack het letterlik daai selfde dilemma gehad toe hy Suid-Afrika toe moes kom. Hy was op 'n punt waar hy moes kies tussen waartoe in Suid-Afrika sal hy gaan. Pretoria, of ek dink dit was Bloemfontein of een van daai plekke. En hy moes op die ou ende sê, hy kan enige 2 van daai plekke kies. Sal God ewe verheerlik. Wat sê een van die 2 plekke is vir hom die lekkerste? En weet jy wat sien het hy gekies? Die een waar sy kinders was. Want hy het gesê, dit sal vir hom lekkerder wees. Nader aan sy kinders. So, dan kan jy kies wat vir jou die beste gaan wees. Want jy weet dit gaan vir God die beste wees. Maar eers as jy eerlik deur hierdie stappe gegaan het. En dit is baie vryheid, né? As jy steeds binne die raadspan van God. Ja. Die mense wie jy dan vandag geplaas, al daai dinge is. So dis ja, jy moet God sy planne gaan rangskik omdat jy Japan gekies het en nie. Ja. Ja, presies weer. As jy in Asië moes wees, sou jy Asië toe gevat het. Ja, en as ja. Dis is Jona. Hy moes in Ninive wees. Hy sal nou net toe gaan. As ons weet ons glo God bereid, God ken ons hart en ons denke en God ken die woorde wat ons praat. En ons ken ons eie trek het, ons ken ons besluit dat in any given day. And dit is die morning prayer and evening prayer must be God please sanctify me in every. We actually ask God to sanctify me so that we will make holy decisions. Ja. Morning en evening. Die een hand verklein jy sy naam en op die ander hand weer besluit dat jy sy naam. So hoe sanctify ons? Johannes 17. Sanctify us in your truth, your word is the truth. En hierdie proses wat jou in die woord indruk, is hoe hy jou uiteindelik ook in heilig maak om vorm, né? Om nie jou wil te soek nie. En uiteindelik uit te kom by, ek is geheilig deur sy waarheid. Okay. So daar aan die einde is 'n paar besprekingsvrae. Nou ek wil nie dat ons dit nou bespreek nie, né? Wat ek wil hê is dat jy huis toe gaan en jy en jou man, jy en jou vrou, jy en jou kinders gaan bespreek dit
En ek wil vir die manne vra, ek gaan nou nie vir die vrou kan vra nie, maar kom ons bespreek dit op die mannegroep. OK, en daai groep is baie stil. En ek dink ons kan dalk so een vraag net opgooi. Of kom ons sit dit eerder op, ek hou nie van opgooi nie. En dan praat ons net oor dit, dat ons die ander manne se raad en goed ook 'n bietjie kry. So hoe kan die gemeente mekaar help om wys en nie impulsief te besluit? Dalk 'n goeie vraag, né? Om te bespreek. Hoe help die Bybel ons om onderskeid te maak tussen wat toelaatbaar is en wat opbouend is? OK, gaan dink oor daai en ons kan altyd in die toekoms weer verder ook oor dit praat. Maar onthou dat die Here se wil vir ons lewe heiligmaking is. Elke besluit wat jy met ander woorde vorm na die beeld van die Here is goed. 1 Tessalonisense 4 sê, die wil van die Here is julle heiligmaking. OK, so as dit jou meer uiteindelik gaan dit lyk soos Christus, is dit goed. As dit jou meer gaan vorm in hoe jy reeds is en wie jy was, maar nog altyd, dan is dit nie goed nie. OK. Jy kan weet jou besluit is reg as jy God daaroor kan dank en daaroor kan bid. Wie van julle kan na die Here toe gaan en sê, Here, ek dank U dat ek nou gesteel het. Jy kan nie, want dit is sonde. Maar jy kan gaan en sê, Here, ek dank U dat ek hard kon werk in die dag. Om brood te hê, om my gesin te versorg. En dankie dat U die krag gee en die werk gee en die geld gee, sodat ek dit kan doen. Jy kan God daarvoor dank, want dis eerbaar, né? As jy nie oor die ding kan bid en God daarvoor kan dank en God daarvoor kan prys nie, is dit nie 'n goeie ding nie. Ook ons besluite. OK. Dis ook wat goed is om te bid vir kos, maar jy kan nie bid vir chips. Sjoe, Andrei. Dit nie moeiliker maak nie. Ja. Kyk. Richard Baxter het gesê, wysheid is die kuns om die ewige in elke tydelike keuse te sien. Dis baie mooi gestel, né? Koop die tyd uit, maar jy daar boos is, bid altyd deur. Jonathan Edwards het met sy resolutions elke jaar gesê, Here, graveer ewigheid op my oë. En dis presies wat hy daar sê. Wysheid is die kuns om die tydelike besluite, die ewige te sien. Mense maak baie vinnig besluite, maar hulle besef nie die gevolge daarvan nie. Okay, elke besluit is 'n kans om Christus se koningskap te erken en om te sê, laat U wil geskied nie myne nie. En dit moet vir ons belangrik wees. So word besluitneming aanbidding, elke pad wat jy kies, 'n voetstap in heiligmaking. En ons moet die heiligmaking nastreef, sê die Bybel vir ons, waar sonder niemand die koninkryk sal sien nie. So hierdie moet regtig vir ons belangrik wees, né? Om hierdie goeters net ernstig te gaan oordink. Okay. Nou wat ek gedink het dalk sinvol sal wees is as ons nou gaan en ons gaan bespreek hierdie goed in ons aparte gesinne en ons behandel dalk 'n paar praktiese scenario's om bietjie mekaar te help met besluitneming, né? En dan kan ons dalk, kom ons sê so oor 4 Sondae of so. Dan het ons weer 'n aand wat ons dan hierdie selfde topik net op 'n praktiese manier dan as 'n Bybelstudie verder bespreek. Wat dink julle van dit? Okay. Hoe neem ons besluite? En julle kan dan vir my van die scenario's en moet dit nie hipotetiese goed maak. Maak dit goed wat werklik waar, jy weet, van belang is. Nie vir my vra, moet ek Kaap toe trek? Die antwoord is nee. Kyk. Ek belei myself sê. Ja. So. Ja, kom Petrus. Kyk. Nou ja, julle dankie. Enige vrae oor dit, iets wat julle nog oor wonder? Ek weet na die Bybelstudie gaan jy dit nog sit met die vraag, maar hoe weet ek nou regtig dat hierdie die besluit van die Here is? Wel, gaan deur die proses en as jy werklik eerlik deur die proses gegaan het, gaan jy daai vraag kan antwoord. Okay, want onthou, dit is nie net 'n ding van antwoord om so nie. Jy moet na die skrif toe gaan en jy sal die antwoord kry, beloof julle dit. En niemand gaan dalk vir jou die antwoord kan gee nie, totdat jy self in die skrif ingaan of deur iemand in die skrif ingevat word en jy sal die antwoord kry. En dis die kosbaarheid van die woord van die Here. Partykeer dink mense dat daar's niks in die Bybel oor dit nie, tot hulle die Bybel begin lees. Dan besef hulle maar wragtig. Die Here het hierdie vir iemand 2000 jaar terug gesê en hy het eintlik daar ingesit sodat dit my kan help ook nou. Okay.
Dan kan ons ook besluite wat julle dalk in die verlede geneem het, waar julle nie die Here geëer het in die besluitnemingsproses nie en dalk slegte gevolge gehad het, ook bespreek as 'n scenario om te sê, maar kyk wat het gebeur omdat ek nie dit gedoen het nie, en toe het ek gedoen wat die Here vir my vra en kyk nou wat het gebeur. En dan kan mens ook daaroor praat, né? OK. Kom ons bid saam julle. Ons Vader in die hemel, Here, ons weet hierdie hele proses is nie iets akademies of iets waarin ons maar net deur emosies wil gaan nie. Dis 'n proses van aanbidding waarin ons harte wil ondersoek om die vraag te antwoord: wie word hierin verheerlik? En wie word hierin op die troon geplaas? Wie word hierin voorgestel as 'n kosbare persoon, 'n belangrike persoon? In hierdie besluit wat ons neem, Here, wil ons die vraag kan antwoord. Na wie toe wys dit? Wys dit na 'n algenoegsame God toe, of wys dit na 'n hoogmoedige mens toe? Wys dit na 'n nederige afhanklike mens en 'n genadige God, of wys dit na iemand wat ver van 'n genadige God af wil leef, omdat hy sy eie wil soek? Ag Here, help ons om eers die koninkryk te soek en u geregtigheid na te jaag, en Here, dat ons die vertroue en die belofte wat u maak sal aangryp, dat u dan vir ons die res sal byvoeg. Help ons om onsself in u te verlustig en te vertrou dat u ons die begeerte van ons hart sal gee. Here, kom kap ons selfsugtige arms en bene af, geestelik gesproke, sodat ons in meer afhanklikheid van u kan leef. En help ons, Here, dat hierdie ook nie die laaste gedagte sal wees aan hoe om Bybelse besluite te neem nie, maar dat ons sal geworstel met hierdie vraag en hierdie Bybelstudie se inligting, omdat ons u as 'n gemeente wil eer, as individue wil eer, en omdat ons werklik wil hê dat u oor ons lewe moet glimlag. Dankie, Here, dat u baie keer ten spyte van ons ongehoorsaamheid nog steeds goed is vir ons. Help ons dat ons nie sal sê, ja, maar ek het dit en dit en dit gedoen en dit het goed uitgewerk, so daarom is dit maar goed nie. Maar Here, help ons dat ons eerder sal sê, ek het dit en dit en dit gedoen en ten spyte van my sonde was u nog steeds genadig, maar ek wil nie weer daar wees nie. Ek wil in u wil en in u weer wandel. Soos Dawid sê, dit was goed dat u hom verdruk het, want daardeur het hy u wet in sy hart gebere en u gebooie leer ken. Mag u, o Here, ook in ons lewe werk en ons kom vorm. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.